Baie welkom by ons nagmaalvieringe. As jy nog nie jou wyn en broodjie reg gekry het nie, is jy welkom om eers hierdie video te stop en jou wyn en brood gereed te kry, sodat wanneer ons die nagmaal instel, jy sommer reg is om dit op die oomblik ook saam met ons te gebruik. So skakel dit eers af as jy moet en kry dit gereed en dan kan jy gerus weer verder. Waarmee sal jy getroos kan word wanneer jou lewe uitmekaar geruk word? Of waarmee sal jy iemand anders kan gaan troos wanneer hulle lewe uitmekaar geruk word? Kyk, Job is nou een mens wie se lewe totaal uitmekaar geruk is. Job was 'n mens wat die Here gedien het, hy die Here aanbid, hy die Here lief gehad met sy hele hart, sy siel, sy verstand en al sy kragte. En tog tref 'n onnoembare ramp vir Job. In 'n ongeluk waar 'n huis in mekaar stort, sterf al sy kinders. Daarbey, by Job se elende oor hierdie ontsettende groot verlies, raak hy siek. So siek dat hy later op 'n ashoop moet gaan sit met sy lyf oortrek van swere. En al wat hy kan doen is om met 'n ou potskerf hierdie sere in die rowe af te krap. Elende wat hom beleef. En daar sit hy en wens hy was nooit gebore nie. Hy sit in 'n totaal troostelose situasie. Selfs sy vrou sê vir hom: "Job, sê maar amen en gaan dood, dat jy verlos kan word van hierdie verskriklike situasie." Toe kom sy vriende na hom toe, sy 3 beste vriende, om hom te kom troos. En daar sit hulle voor hom en bring hulle vir hom 'n verskriklike troosboodskap. Ons lees byvoorbeeld daarvan in die Bybel in Job hoofstuk 5 van vers 17 af. Daar sê Elifas vir hom: "Dit is Job, dit is God. Dit is God wat wonde toedien." Verskriklik. Dit is God wat jou so seer geslaan het. Maar kom die troos, hy verbind ook weer hierdie wonde. Dit is God wat seer slaan, sê hulle vir Job. Maar hy maak weer met sy eie hand ook vir jou gesond. Dan voeg die vriende daarby nog ook sommer: "Job, al wat jy moet doen om regtig waar getroos te word, jy moet tot inkeer kom. Jy moet tot bekering kom, jy moet jou sonde bely, die sonde wat al hierdie elendes oor jou laat kom het." Arme Job, met sulke vriende het 'n mens regtig nie vyande nodig nie, al dink hulle bedoel goed. Selfs God sê later vir hierdie einste Elifas, hy sê vir hom: Elifas, ek is kwaad vir jou, want jy het nie die waarheid oor my by Job gepraat nie. Dit lees ons in Job hoofstuk 42 vers 7. 'n Mens moet maar dus dikwels versigtig wees vir mense se trooswoorde. 'n Mens moet ook versigtig wees vir die trooswoorde wat jy gebruik wanneer jy iemand anders wil gaan vertroos. Want dikwels haal ons selfs Bybelverse aan, maar ons haal dikwels hierdie Bybelverse buite kontekse aan, of ons haal die verse aan soos wat dit vir ons pas. En op die ou einde is dit nie wat God vir daai een wil sê nie. Troos ons nie regtig daai persoon nie. So wat sal jou troos wanneer jou wêreld uitmekaar uitval? Ons enigste troos gaan ons wel vind in die Bybel. Maar kom ons gaan dan nou na 'n gedeelte in die Bybel en daarmee ook na die bediening van die nagmaal toe. Gedeelte in die Bybel wat vir my en vir jou werklik kan troos, die enigste troos wat daar regtig is wanneer ons lewens uitmekaar sou val. Die Bybel noem hierdie enigste troos ook 'n blywende troos. Kolossense 2 vers 17 staan daar: "Hy het aan ons sy liefde bewys en aan ons deur sy genade 'n blywende troos en 'n goeie hoop gegee." Hoe het dit gebeur? Dit het begin by die Here Jesus se offer aan die kruis. In 1 Petrus 1 vers 18 lees ons ook hierdie baie mooi bemoedigende trooswoorde. Julle
is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, so julle behoort nou aan die Here Jesus. Dan gaan die Here Jesus self voort en hy sê vir ons, vir julle gee ek die ewige lewe, hy sê dit in Johannes 10 vers 28, en julle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand of niks, nie die dood nie, geen ramp, sal julle uit my hand kan ruk nie. 1 Johannes 4 vers 6 skryf Johannes ook, en ons behoort nou aan God. My enigste ware troos in hierdie lewe is dat ek aan die Here Jesus Christus behoort, deurdat ek met sy bloed losgekoop is uit die elende en die verlorenheid, en dat ek nou vir ewig aan God kan behoort. Daarom kan niks my ooit meer uit sy hand ruk nie. Dit is my enigste troos. Dis die troos waarmee ons mense ook kan troos, ongeag hulle omstandighede. Weet net dit, ten spyte van die verlies wat jy ly, ten spyte van hierdie onnoembare hartseer wat jy heel moontlik vir jou lewe lank mee saam sal dra, jou enigste troos is, ons behoort in Christus, of ons lewe en of ons sterwe. Niemand kan ons uit sy hand ruk nie. Ons hoort ook so aan Christus dat selfs die duiwel ons nie uit sy hand kan ruk nie. So wanneer ons dan hier sterwe en ons kom voor daardie regterstoel, is ons reeds vrygespreek. My enigste troos is Christus aan die kruis. Wanneer ons dan nou die nagmaal gaan gebruik, wil ek ook hê dat julle hierdie tekens vandag moet gebruik en getroos moet voel. Maak nie saak wat dit is wat hier binne lê wat dalk nog seer maak nie. Die enigste salf vir watter seer ook al, is dat jy aan Jesus Christus behoort, en niks of niemand kan jou ooit van hom wegruk nie. Nie eens die dood nie, nie eens die manier van doodgaan nie, of het stil in jou slaap is, en of het wreed in die hand van iemand anders is nie. Niks of niemand ruk ons uit sy hand nie, want hy het ons duur gekoop. Ons gaan nou oor na die nagmaalstafel toe, en ons gaan gebruik daardie tekens, en ek bid so uit my hart uit dat julle diep getroos sal wees vandag, met hierdie offer van Christus aan die kruis, om ons in alle omstandighede, vir altyd, te kom vashou, en laat niemand jou ooit met hulle woorde, ewen met teksverse, ooit uit daardie hande ruk nie, met geen veroordelende teksverse nie, met geen hardvochtige teksverse nie, met geen valse hoop nie. Niemand ruk vir jou uit sy hand uit nie. Hy het vir jou die offer gebring. Jy behoort nou aan hom. In die nag toe die Here Jesus gevange geneem is om gekruisig te word, was hy en sy disippels saam in 'n bofortrek om die Paasmaaltyd te vier. Ons hoor vandag baie die mense praat van daardie geleentheid as die laaste avondmaal. Dit is eintlik 'n ou Hollandse woord om te sê dit was 'n aandmaaltyd, en dis waar ons woord nagmaal vandaan kom. Maar eintlik moet 'n mens nie sê dit was die laaste avondmaal nie, dit was eintlik die eerste avondmaal. Want daar het die Here Jesus die oorgang ingebring van die Paasmaaltyd na die nagmaal toe. Dit was in werklikheid die eerste nagmaal, die eerste avondmaal. Gewoonlik by hierdie Paasfeesvieringe het die persone, die families, het hulle ook brood gehad, 'n ongesuurde brood wat hulle gebreek het, en hulle het wyn gedrink, maar dan was daar ook 'n lam geslag, en die lamsvleis is dan saam met die brood geëet. Wat anders was op hierdie nag, daar was geen lam nie, daar was geen lamsvleis nie, en die Here Jesus moes dan vir die disippels verduidelik het, hoekom is hierdie fees dan so anders? Daarom moes hy verduidelik het, toe hy die brood geneem het, soos wat dit altyd gebeur by die ou Paasfeesmaaltye, het hy die brood geneem om dit te breek, soos dit tradisioneel gedoen is, maar toe dui hy die
oorgang in van die Paasfees na die eerste nagmaal toe. Toe hy die brood breek, toe sê hy eintlik vir sy disippels, hierdie brood is my liggaam, want ek is die lam wat vir julle geslag gaan word vanaand. Daarom het hy die brood gebreek en vir hulle gesê, wat nou nuut is van hierdie fees af, is dat so waar as wat julle sien dat hierdie brood gebreek word, so waar gaan ek vanaand as die lam in hegtenis geneem word, om gebreek te word, tot volkome versoening van al julle sondes. Van nou af hoef daar nooit weer 'n lam geslag te word nie, want die lam is ek. En hierdie versoeningsoffer is volkome. Daarom het hy vir sy disippels gesê, neem die brood en eet dit. En elke keer as julle dit doen, dink daaraan dat my liggaam vir jou gebreek is. Ek is die lam om vir jou die troos van jou lewe te kom gee. Dat dit gedoen is tot volkome versoening van al jou sondes. Neem julle dan nou ook die brood wat julle by julle het, breek dit, deel dit vir mekaar in die gesin uit, of as jy op jou eie sit, breek dit vir jouself en dan dink jy daaraan. Die eerste avondmaal het die Here Jesus vir ons die volkome troos gebring. Ons hoef nooit weer bekommerd te wees om eendag voor hom te verskyn tot volkome versoening van al julle sondes. Neem dit nou, eet dit en dink daaraan met groot dankbaarheid. By die geleentheid was daar natuurlik dan ook die wyn. Ons gaan nou vir Diana vra om daardie gedeelte vir ons te doen. My gunsteling teks vir die nagmaal is daar in Johannes 6 vers 56. Dit sê, wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Johannes 15 vers 5 sê verder so mooi, wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte. Nou die wyn spreek van die verskriklike dood wat Jesus binnekort sou ervaar. En om in hom te bly, impliseer 'n volle vertroue in hom as die bron van alle lewe. Dit impliseer 'n plek van rus. Dit impliseer 'n eenheid wat nie tydelik is nie, dis 'n eenheid wat vir altyd is. En terwyl ons dan die wyn gaan neem en julle wynkelkies regkry, ek gaan gou vir ons die wyn skink, wil ek vir julle so 2 lyne uit 'n gedig lees van Koos van der Merwe. Sy bundel se naam is Optelwoorde. Ek gaan nou nie vir julle die hele gedig lees nie. So ek gaan gou die wyn skink. So was nie. Ek lees vir julle die 2 lyne. Vir my 'n fees, vir hom 'n kruis. Gelyk my skande en my hoop. Ek juig en ween oor hierdie dood. Neem nou julle wyn, drink dit saam met ons en dink aan Jesus se offer.